Help. Ek weet jy. Yes! Yes! Nog 45. Okay, of nie. Okay. Right. Okay. Zwaar is het? Je is een jongen! Wat mij! Ja! Doe je! 3! Nog 3, kom! Nog 3! Kom! Doe je! Ja! Nog 1! Ja! Let's go! Gooi! Nog 1 voor de kampioen! Kom, trek! Wat zei je, champion? Oké. Ja! Doe je! 3! 4! Nog 1 voor kampioen, nog 1 voor kampioen. Yes! 5! Dat zijn champions. Dat was een hectiek, soek je sluk. Ja. Kan nie glo, joh, jy het my gedrul. Nee, jesse. Ja, in elk geval, hallo en baie welkom aan alle graad 7's. Dit is super lekker dat julle weer vandag saam met ons kuier. So, ja, ons het nou net die instruction manual reeks klaargemaak waar ons bietjie gepraat het oor die 10 gebooie en vandag gaan ons bietjie aan en ons gaan praat oor krag. Maar voordat ons daarby uitkom, Jesus Kyle, ek moet sê ek's baie trots op myself. Ek kon 'n volle 5 push-ups gedoen het. Ja? Na mekaar. Yes. Dit het my net 30 minute gevat. Jy weet daai ding van ek is in alles in staat deur Christus wat my krag gee. Daai ouetjie werk hoor. Maar dis mos nou nie eintlik wat daai vers beteken nie. Hoe bedoel jy? Wat beteken daai vers? Dit gaan oor die doel wat God vir jou en vir my het. Ons is tot alles in staat deur Christus om daai doel te kan bereik. Okay, maar hoe weet ek wat God se doel is vir my? Dis 'n baie goeie vraag, maar ek kan jou nie met dit help nie. Jy moet dit by die Here self vind. Jy moet tyd met hom spandeer en by hom uitvind wat jou doel is. Okay, so enige kans wat ek kry, byvoorbeeld Bybel lees, bid, worship, enige kans wat ek kry, moet ek by God se voete uitkom en vir hom vra wat's my plan? Exactly. Of wat sy plan vir my? Exactly wat jy nou sê is presies hoe dit is. Dit laat my dink aan 'n storie. Vroeg in Exodus, as julle onthou, ons was nou besig met die 10 gebooie wat ook in Exodus was. God het vir Moses geroep om die volk uit Egipte uit te lei. Maar hy was bang. Hy het gesê, Here, ek hakkel. Ek kan nie dit doen nie. Ek kan nie eers voor mense praat nie, maar God het hom in staat gestel om daai mense uit Egipte uit te lei en met die Farao te gaan praat en dit reg te kry. Ja, en ek dink hierdie vers is regtig baie powerful en ek glo God gaan ons help met enigiets wat ons doen. Maar byvoorbeeld hierdie eksamen wat nou waarmee jy nou besig is, dit help nie jy gaan net na 'n toets toe en jy het niks geleer nie en jy bid voor die toets en alles is okay nie. Ja, God gaan jou help, hy gaan by jou wees en hy gaan jou lei, maar jy het ook verantwoordelikheid om actually by jou boeke uit te kom en te gaan leer sodat hy jou kan help. Ja, ek stem saam. Ek dink ons moet onthou, Moses moes sy verantwoordelikheid doen. Hy moes by sy verantwoordelikheid uitkom vir God om hom die krag te gee ook om dit te doen. Maar hy moes sy kant ook bring. Ja, en ek dink hierdie verse is relevant tot fisies, geestelik en emosioneel. As sê nou maar jou ouers besig is om te skei en dis regtig baie moeilik vir jou, kan jy vir God vra vir daai krag en hy sal dit vir jou gee om daai te oorwin, om te sê, okay, maar ek het jou my kind. En ek dink sommer op daai noot kan ons afsluit. Alright, sluit jy oop. Dankie Jesus vir nog 'n amazing week wat verby is, Jesus. Dankie vir amazing kinders wat na hierdie luister, Jesus. Ek vra dat almal wat luister vandag, dat hulle kan besef hoe groot U regtig is. En wat U vir ons kan doen. U sê vir ons is in alles in staat, Jesus. Jesus, ek vra dat almal wat luister by U sal uitkom om te hoor wat
U plan vir hulle lewe is, Jesus. Jesus, ek vra ook, seën die week wat kom, Jesus, en gaan saam met almal wat eksamen nou skryf, Jesus, waar die stres hoog is, Jesus, dat hulle by U kan uitkom vir leiding, Jesus. Dit bid ek in U wonderlike en heilige naam. Amen. Amen. Dankie dat julle ingeskakel het. Volgende keer moet julle ons kom join met ons gym sessie en dan sien ons julle volgende Sondag. Cheers. Cheers.